die Here. Ek het dit van dit gedoen. Sy loof die naam van die Here. Dis ons in 'n Pinksterkerk ons almal te maak met die sak. Ons in 'n Pinksterkerk ons almal sê, halleluja sê, en dankie Here, dat ons môre in die huis mag wees, dan jy ons môre kan die naam van God maak, dan jy ons môre op 'n geleentheid om afkom en sy saam loop om te word. En dankie Here vir die huis kan wees. Laat iemand saam met my kom. Ek weet dit skout, ek weet dit sinde en sorge sê, ek weet dit wat kan nie, maar jy gaan ook wel wat om jy saam neem, jy kan niks van dit. Ek kan van baie goed doen, maar ek kan ook ek maar daarmee saam. So ek het voordat vanmorgen my sis en die swaar hier saam met ons verwelkom, vir alle die wat ingevoer van Nelspruit. Dat ek ons kon kuier, vir die naweek, en ons keer die Here saam met ons vanmorgen, en dit is ons naam van die Here van ons. Die ken my, ek het nie tyd vir iemand tuindies nog goed in, ek net vanmorgen vir die Here baie dankie sê, vir my vrou, die Here die jaar van die sis, en ons bewaar en beskerming, van ons pad geloop het, en ons keer die Here daar, vir haar verjaarsdag, en die Here van ons verjaar gespaar het, baie dank vir daarvoor. Amen. Ek het hele paar verskolings wat op ons mense werk met vakansie en al die onnies en soms so. Dis hier onnies. Net dit. Al die ander onnies is op vakansie en ons is nog 'n leerling aan die loop in die huis. So, almal baie welkom. Mag die Here vir ons baie ryklik seën en mag u vanoggend saam met ons die naam van die Here groot. Want dit is al wat ons hier doen. Maak die naam van die Here. Ou kerk en ons gaan nagmaal hê. En dan na die diens gaan ek 'n aankondiging maak om die pad voor vir die gemeente en ook myself en my gesin. So, dis niks negatief, so nie waar. Dis eintlik goeie nuus, maar ek gaan nie nou daarmee deel nie, so deel daarmee as ons in die lig af is, nie dit op die lig nie ek kan leer, so dit doen na die tyd, so kom ons geniet môre die huis van die Here. Dis sommer hier. Ons het 2 keer ons gebruik op 'n Sondag om die naam van die Here te groot. So jy sal sien ons aanbieding het verander. So wanneer ons klaar geopen het, dan gaan ons offerandes en ons tieners kom saai terwyl ons die eerste koortjie doen. Want ons gaan nie eers stop tussen die prys en die musiek. Die vloei nie gebreek word nie. Ons elke keer en dan stop ons en dan begin ons en ek wil die vloei moet 'n bietjie beter wees. Ander oor myself en oor my gaan goed met julle. Alles oppie. Dit is die naam van die Here. Staan saam met my. Ek gaan die afmakeer om die seer van die raad voor die diens, ook op die offerandes en baie dankie. Ons loof, dank, eer en prys die Here. Ook vir die Here voor die dat ons nog met 'n geopende deur die naam kan oopmaak. Ons dank die Here dat U hierdie pad vir ons baan en dat U vir ons sal gee, verder wat ons kan dink of vra. U is 'n God wat identiteit oorweldig het en U sê ek maak ruimte. Daarom dank ek U dat ons vanmôre in hierdie diens kan staan in U teenwoordigheid. U het ons reeds verwelkom. U was hier voordat ons hier was en die grondwerk voorberei en die tafel gedek, Here, en U sê kom sit aan en eet van my wat ek vir jou gee. Loof dan Here, prys dankie wat hier is vanmôre. Prys eer gedagtes, Here. U ons gevange vir soos wat hy dit moet sien. Ek bid en vra dat U elke koortjie, elke lied wat gesin sal word, Here. Die troonkamer sal in 'n welrekenende offer sal opgaan. Dat U sal weet vanmôre dat dit is my volk, dat U so 'n bietjie van die troon mag opstaan en kyk en vir die engele daarbo sê, kyk hoe verheerlik hulle uit. Ons loof ons prys en bid vir elke tiende, elke offergawe wat in die kas sal ingaan vanmôre. Here, dat dit sal aanbly en werk soos U dit wil hê, Here. Niks meer van dit nie, niks minder nie, Here. Dank vir die wysheid wat U aan die dag gelê om met die tiendes en die offergawes te gaan werk, Here. Ek bid en vra dat U hierdie diens net onvoorwaardelik in die hande sal neem. Geen negatieve gedagtes nie,
Sluit ons af van buite, Here. Yes, Lord, Hou hallelujah. ons vas binnekant vanmôre, Here. Hallelujah. Dat weet U het te doen met elkeen wat hier Thank is. you, Lord. En ons Thank you, dank U Lord. daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. 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 Hy gaan iemand so sê, lekker om jy so die Here te wees. Jy moet sê, jy moet doen, lekker om jy so die Here te wees. Dan mag jy die naam van die Here groot maak. Ons gaan die Here aanbid vanmôre. Jy sal sien dat die tipe van songs wat ons doen, gaan alles om die Here se naam groot. Want dit gaan nie oor my nie, jy moet dit verstaan, dit gaan nie oor my nie. Want was het nie vir sy genade nie, was het nie vir sy gunst, was ek nie voor verdien. Die pay the price, ons gaan vanoggend aan die tafel van die Here sit, ons gaan die tafel van die Here geniet, en daarom vraag ek vanmôre, excuse, ek het jou nie gesê, welkom, die lesse vriendin, ek kan nie jou naam onthou, maar baie welkom. Ek het jou al nie, maar ek sal wel uitkom. Ek het 'n kloppie dis gedoen, ek moet net 'n kloppie skryf en ek moet my naam opmaak. En baie welkom, excuse ek wel voor dat ek nie vanavond. Is die naam van die Here. Kom ons gaan vir verder van ons musiek op te sit en ons bring ons op in ons tieners en ons overhandes. Terwyl ons eers die koortjie doen en daarna word ons die naam van die Here baie. Mighty God, we bless you. Yes, grace and honor, if I want us, make it good. And us now come, your goodness and love. Yes, grace and honor, Jesus walking with her, from his good and humble. To love and use my life, and for the other wisdom, fear the world. After long, good follow. Jesus, Jesus, I am free. The world us in you, and the snow come, your words to love. Jesus, Jesus, I am free. Now, Father, as I walk the pain, down to us, just a yes. I'm going way home, Lord, this home. Cause I can say good. Yes, good, Jesus, I am good. That the broken us in you, and the snow come, your words to love. Yes, good, Jesus, I am good. Yes, good, Jesus, I am good. And the world us in you, and the snow come, your words to love. Jesus, good, Jesus, I am good. And the snow come, your words to love. Yes, grace and
Say no and I'm stop. Sing that song, listen to the number, I see it good. You are sing that song, listen to the number, I hear you sing now. Sing on and stop. Sing that song. Listen to the dawn. They see the good and hear more. Sing that song. Listen to the dawn. I hear you sing now. I hear you sing now. I need the Lord. I need the Jesus. I need all the Lord. I just keep pulling on you. I need the Lord. After the all the sun, I keep pulling. I just need somebody that you leave all the sun. I just keep pulling, I just keep somebody for home. Somebody for home. Somebody for home. Maybe go maybe not. Maybe the all is one awesome day, to be here. All is one awesome day, to be here. Maybe go maybe not. Maybe the all is an awesome day, to be here. 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 My Jesus, you are all I need in my heart. I live in my heart. My Jesus, you are all. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus, I live in my heart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus, you are all. Hallelujah, my Jesus, I live in my heart. Hallelujah, hallelujah, my Jesus, now, my Jesus, now.
My God. You are worthy, my let your praise fill our mouth. Let each vessel offer up to sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. His and glory. Jesus, you alone. You are worthy, mighty God. Hallelujah. We glorify you, Jesus, for the Son of God. My word, my glory, my praise, my name, my dear, Son of God, the dear Son of God, the dear Lord, the dear is become our eyes be the way you see it. Lord, my dear, you see it. You alone are holy. Only you alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, Dad. Come on, sing on. Hallelujah. Come on.
is in 'n oomblik, Here. In 'n oomblik my lewe verby. En dan wen jy op my voor, dan sê Here, wat doen ek nou? Wat gebeur, Here, as my lewe hier eindig? En dan net gehoor dat iemand wat niks gebeur het, want ek lewe lekker is en is ongeveer. Ek gebeur op God, ek gebeur op God, ek gebeur op die verwoord my vraag aan U, weet jy nie. Here, my dag is vandag van 'n huis geneem, van die soortgelijk mens. Want is die hartseer deel van die kronie deel gewees. Ek sien, ek het het al baie gesê, ek sal het nog baie gesê. Ek sê, voel saam met die people, saam met die dag, wat die van voel kan. Hy ken ons. Hy ken my nie as ek opstaan, ek ken ons as ons staan. En die week dat ek my terug sê, Here, vergewe my, as ek daar van vandaag kom en onweer. Want het is so makkelijk om iets te sê, en dan is het gesê, kan jy 100 keer sê as iets. Dit bly nie gaan. So rather think twice. Let the Lord say, I'd rather think twice than speak once. Vergeet het 2 keer dink voordat ek 1 keer praat. Hy is heilig, Here, hy mag heilig op, sien van die people. You are the thousand generations falling down in ocean to sing a song of ages to the ground. All gone before us, all will be. Sing a song of ages to the ground. Your name is high, your name is the great, your name stands above the whole world. All thrones and dominions, all powers and nations, your name stands above the whole, and the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Sing a song forever to end. If you walk freedom, if you bear within, sing a song forever to end. Sing a song forever and amen. And the angels cry. Creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Heal people holy, to the King of Kings. Holy, you always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the whole. And dominion, all powers and positions, your name stands above the whole. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the whole. And dominion, all powers and positions, your name
Dankie dat ons nog dat die naam kan groot maak, Heer. Dankie dat ons kan saam met die engele kan uitroep, daar is geen ander naam nie. Vader, baie dankie. Dankie dat ons vanmôre kan kom en net kom sê op die oggend. Ons wil hier om die Here net die naam. Vanmôre kan ontvang ons lof en ons eer en ons aanbidding, Vader. Vanmôre het ons geen ander rede om by mekaar te wees anders, Here, as om vanmôre te kom sê, U is goed en U is groot en U is kosbaar vir my, Here. Wil U vanmôre kom, Here, en U self verheerlik in en deur ons gebed en deur ons aanbidding, Here, dat voor U 'n lieflike offer sal wees, wat vir U aanvaarbaar is, Vader. Seën U die diens verder, seën U die woord vanmôre, Here, dat elkeen wat dit hoor, dat dit op goeie grond sal val, Vader, en vrug dra 30, 60 en 100voudig, Here. Vader, want U kry al die eer en al die aanbidding, en omdat U 'n goeie God is, Here, staan ons vanmôre voor U as kerk en ons kom sê, dankie, Here, dat ons vanmôre in U teenwoordigheid mag wees, Here. Dankie dat U die prys kom betaal het, sodat elkeen wat die woord hoor, elkeen wat U glo, Here, vanmôre anders hier sal uitstap as ons hier ingestap het. En U kry al die lof en eer, Vader. Ons neem nou elke gedagte gevange. Elke mag van die vyand is onder ons krag gebind, Here, want U sê gee ons die vermoë om te bind en te ontbind, Here. Vanmôre ontbind ons die vrede en die kalmte, die guns, Here, oor elkeen en elke oor geopen, Here. Elke hart ontvanklik vir die woord. Vader, dat op goeie grond val en dit vrugbaar 30, 60 en 100voudig, Here. En U kry al die lof en al die eer en al die aanbidding daarvoor. In Jesus se mooi naam. Kinders van die Here sê, amen en amen. Baie dankie, jy kan die sitplekke neem. Jy kan die sitplekke neem, baie dankie, baie welkom weer eens, en die ouens wat ek nog nie welkom gesê het, toe ons begin het nie. Mag jy vanoggend saam met ons die woord van die Here geniet. Mag die woord van die Here vanmôre in u lewe 'n verandering teweegbring.
Nou, ek sit in hierdie week en na aanleiding van iemand se, dan maak my net so 'n klein bietjie sagter nog gesien. Na aanleiding van wat noem jy tog nou die status nê, op Facebook, is dit jou status of wat updates of wat ook al, maar die ding wat op TikTok, ag op WhatsApp opkom as jy nou iets wil sê of 'n prentjie wil opsit of wat ook al daarbo en dan kyk jy mos updates nie. Ja? Status, okay, whatever. En ek sien daar staan geskryf, dis so jammer om te hoor, dit was so onverwags. En ek sê, Here, is ons besig om maar net week na week kerk toe te gaan en week na week die woord te hoor. En dan gaan ons maar weer huis toe en dan gaan ons maar weer aan met ons lewens. En die woord van die Gees van die Here kom en hy baie duidelik en sê, my gaan lees 'n bietjie wat staan in Filippense 2. Ek sê, ja, maar ek ken, hy sê nie, jy ken nie Filippense, gaan lees dit. En ek gaan nie vanoggend bedien uit Filippense 2 uit en die tema van my preek of my boodskap vanoggend is goddelike natuur. Die goddelike natuur moet in my en u wees. Maar om daai goddelike natuur te ontvang en te laat manifesteer en te laat werk in my en jou lewe, is daar sekere goed wat ek en u moet doen. Jy gaan dit sien vanmôre, Jesus moet sekere goed doen om die goddelike natuur tentoon te stel aan die wêreld daarby. So as jy jou Bybel saam met jou het, kan jy saam met my lees, ek gebruik die 52 vertaling, 33 vertaling van die Bybel, en ek lees uit die ou vertaling uit. Ek sien nou as fout met ander vertalings nie, ek hou van die 33-53, dis my vertaling wat ek gebruik. As jy 'n ander Bybel gebruik, gaan die bewoording miskien 'n bietjie verskil, maar die konteks gaan presies dieselfde bly. Nou in Filippense die 2de hoofstuk vanaf vers 5 lees ons die volgende woorde. Hy sê: want hierdie gesindheid, sê gou hierdie gesindheid? Jy moet sê as jy dit glo, hierdie gesindheid. So sien ek het dit rooi gemaak. Moet in julle wees. So dis nie onderhandelbaar nie, dis nie iets wat ek en jy kan besluit, ja, ek wil of ek nie wil nie. As ek die oomblik as ek sê ek is 'n kind van die Here, dan sê Filippense en Paulus skryf hier aan die gemeente in Filippi, en hy sê vir die gemeente in Filippi, ek wil julle moet mooi luister want ek wil hierdie goed vir julle sê. Hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. In ander woorde, hy was gelyk met God. Hy is nog steeds gelyk met God. Hy is nie iets anders dan nie, hy is dieselfde God. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en die mense gelyk te word. Dan gaan hy verder na vers 8 en hy sê, in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom, sê gou daarom, asof jy dit glo, daarom, hoor gou mooi, wat het gebeur, daarom het God hom ook uitermate verhoog en om 'n naam gegee, wat bo elke naam is, as jy nog met my. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en om 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Tot sover die woord van die Here. Is jy nog met my? Goed. Wat wil ek vanmôre vir u sê? En ek gaan nou weer vanmôre hier onder bly want dit is net makliker as om die hele tyd op en af te gaan. En ek wil vanmôre vir u 'n paar goed uitlig. Die eerste ding wat hier gebeur is, Paulus skryf vir die gemeente in Filippi, hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet gou iets hoor. Nou ek kom vanmôre na die gemeente in Burgersfort toe en die gemeente daar buite op die sosiale media wat ons volg. En ek wil vir u sê, die woord van God verander nooit. God se woord is God se woord. As hy dit vir die gemeente in Filippi gesê het, dan sê dit vir my en u wat vanoggend in die kerk sit en elkeen wat daar buitekant op die sosiale media my volg. Sê hy hierdie woorde, want hierdie gesindheid moet in julle wees. Dis nie onderhandelbaar nie. Ek kan nie eendag, as jy dit nie verwat vanoggend is fyn. Ek kan nie eendag 'n kind van die Here wees en die volgende dag as ek 'n kind van die duiwel. Ek het of die gesindheid van God of ek het die gesindheid van die wêreld. Of ek dien die Here of ek dien die wêreld. Of ek tree op soos 'n, kan ek dit maar sê, soos die duiwel, né? Want party ons word die duiwel as hy kwaad word. Ag kom man, nie so heilig lyk nie, meer is sondig. Maar die woord van God kom en Paulus skryf in die gemeente in Filippi, hy sê vir hulle, hierdie gesindheid moet in julle wees. Ek en jy kan nie besluit, en is moeilik. Ek weet dit is nie maklik nie. Ek leef in dieselfde wêreld as wat u leef. Maar hy kom hy sê hier, want hierdie gesindheid moet in julle wees. Jy sal sien ek het dit rooi gemaak. En ek wil net eers daar stil staan. Want jy sien baie mense dink dat wanneer jy 'n kind van God is, dan word jy 'n vloerland. Hallo?
Mense kan met jou maak wat hulle wil, jy kan vir jou sê wat hulle wil van jou, en jy, nee broer, ek is 'n koning se kind, jy moet baie mooi oplet. Hy het sy lewe gegee, sodat hy my noem 'n vriend van die koning, van die, kom aan, as jy nie op onder raak nie, ek doen. Ek is 'n vriend van die koning, van die konings, nie 'n koning nie, kom aan, die koning, van die koning, is my vriend. So jy gaan nie met my boer speel nie, maar ek moet my keuse maak, so die gesindheid van God binne in my lewe is, en die oomblik as ek daardie gesindheid in toon stel, dan word ek die geseënde van die Here. Hierdie gesindheid moet in julle wees, wat in Jesus Christus was. Want hy wat die gestalte van God was, hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees. Ekskuus tog. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Kom ons lees net tot daar. Die eerste gedeelte van hierdie boodskap, of van hierdie brief wat Paulus aan die gemeente in Filippi skryf, kom wys hy wat is die gesindheid van Jesus gewees. Nou ek het 'n bietjie gaan huiswerk doen, en sy gesindheid was gou mooi. Hy sê, die eerste ding wat hy doen, hy ontledig homself. In ander woorde, hy was God in die hemel. Toe word hy gebore as die seentjie in die krib. Toe word hy mens. Toe ontledig hy, toe staan hy sy koningskap, jy moet dit mooi hoor, toe staan hy sy koningskap af, en hy word 100% mens op hierdie aarde, net soos ek en u, met een verskil, sonder sonde. Hoor nou mooi. Nou die Griekse woord vir hierdie ontledig is kenosis. Kenosis, die Griekse woord. Dit beteken, en is nou in Engels, the self-emptying of Jesus. In ander woorde, hy het gekom en gesê, Vader, ek sal 'n mens gaan word. Hier is my koningskap, hier is my goddelikheid, hier is my grootheid. Ek sal op aarde toe gaan en die prys gaan betaal, jy hoor nie wat ek vir sê nie, sodat elkeen wat in my glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie gesindheid. Jy hoor nie. En dis nou trap ek daar waar dit seer word. Hierdie gesindheid wat Jesus gehad het, moet my en jou gesindheid wees. It's not about me, Here. Ek sal die prys betaal, sodat my mede-pelgrim saam met my die koninkryk kan beerf. Jy sien, hierdie gesindheid moet aan ons wees. Hy sê, the emptying of himself. So Jesus sê, hy het homself, hoor gou mooi, vers 7, wat homself ontledig het, in ander woorde, daai kenosis, né? Hy het homself ontledig, hy het homself skoon gemaak, hy het homself niks gemaak nie, om 'n mens te word. Ek weet nie of jy die boodskap mooi kry. Ek dink die boodskap van die kruis het vir die deursnee mens sy slaankrag verloor. Want ons besef nie, dat alhoewel hy God was, het hy gesê, I'll go pay the price. Ek sal myself ontledig, ek sal my koningskap neerlê, ek sal my godheid neerlê, sodat mense nie hoef veroordeel te word nie. Ons gaan net aan die tafel van die Here sit, ons gaan dit herdenk. Ons gaan sê, Here, ek erken dat U gesterf het. Die tweede ding wat hy gedoen het, buite dat hy homself ontledig het, dat hy nie aan sy goddelike gestalte vasgehou. Jy sien, toe hy as mens op die aarde geloop het, en sekere goed gebeur het, selfs met die kruisiging, kon hy een woord gespreek het, en 'n legioen van engele sou hom kon verlos het uit daai plek uit, want hy was die God van die hemel en die aarde, geopenbaar in die vlees, Johannes 1:14, en kom woon onder ons, om ons te wys hoe om te lewe. Hy kon dit gedoen, maar hy het gesê, ek sal my godheid ontledig, ek sal 'n mens word, ek sal op 'n kruis uitsterwe, ek sal 'n vervloeking word, kom aan kerk van die Here, ek sal 'n vervloeking word, sodat niemand hoef te sterwe en hel toe te gaan nie, halleluja. Sal my godheid afsterwe, ek sal alles verlaat, sodat elke mens in my kan glo. Ek weet nie of vir jou vanmorgen in my hart maak het iets wakker en sê, dankie Here, dat jy gedink het ek is so oulik, om vir my die prys te kom betaal. So hy het nie aan sy goddelikheid vir hy kom, want hy is God geopenbaar in die vlees, Johannes 1:14, ek het nou net vir jou gesê. Maar hy het gesê, nee, is fyn, ek sal die prys gaan betaal, ek sal gaan sterwe. Wat het hy nog gedoen? Hy neem die posisie van 'n slaaf aan. Hoor gou mooi, vers 7. En nog daarop, ja. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Ons het almal al van uit eet, né? Hallo? En dan gee ons vir daai ouetjie wat jou bedien, die kelner, gee ons mos 'n fooitjie, né? Nou hoor nou wat in hierdie God wie ek en jy aan. Hy kom word in my en jou lewe, met die grootste respek gesê, die kelner wat my en jou kom bedien. En nog steeds sê ons, is okay, ek sal my eie ding doen. Terwyl hierdie vers sê, hy het
'n slaaf geword vir my en u. Vers 7 die weergedeelte sê. Om uit die gestalte van 'n diensknegt aangeneem en die volgende wat hy gedoen het, hy het aan die mens gelyk kom word. Nou moet jy een ding baie mooi besef volg. Alhoewel hy God was hy ook 100% mens. Is jy nog met my? Want Johannes 1:1 sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dan Johannes 1:14 sê en die woord, die wie? Die woord het vlees aangeneem en onder ons kom woon. Okay, nou kom Filippense en hy sê hy het sy goddelikheid afgelê, hy het 'n diensknegt kom word en die volgende ding wat hy gedoen het, hy het gehoorsaam geraak. Hallo? Hy het gehoorsaam geraak. Jy hoor my nie. Hy het gehoorsaam geraak. So die eerste ding wat hy doen, hy het homself ontledig, hy het gesê ek is nou nie meer die goddelike wese in die hemel nie, ek is nou 'n mens op die aarde. Is nog met my? Weer is nie lekker goed om te hoor nie, maar moenie bekommerd wees, ek gaan nou vir jou iets wys. Hy het alles wat hy gehad het gesê, Vader is fyn. Dis 100%. Ek sal aarde toe gaan en 'n mens gaan word. Daarom is sy geboorte ook 'n wonderwerk. Want 'n maagd kan nie swanger raak. Maar tog sê die Bybel, die maagd het swanger geraak en 'n seun gebaar en hom Jesus genoem. Want dit is hy, nie hulle nie, hy alleen. Jesaja 9 vers 5. Kind is vir ons gebore, seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. Hoor mooi, op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar Raad, ons sterke God, ewige Vader en Vredevors. Kom ons in Matteus en Matteus sê hy, en die maagd het swanger geword en 'n seun gebaar en hom Jesus genoem. Want dit is hy, come on, wat sy volk van hulle sonde gaan kom verlos. Hoe het hy dit gedoen? Hy het kom mens word. Dit is wat Paulus hier vir die gemeente in Filippi skryf. Hy sê, ek wil hê julle gedagte moet oopgaan. Skoon by. Julle gedagte moet oopgaan en besef wat het gebeur, sodat ek en u vanoggend hier kan sit. Want eintlik skryf hy die brief aan die gemeente in Burgerfort, of die gemeente in Pofadder, punt sonder water, noem dit wat jy wil. Maar die brief word geskryf, sodat ek en u as kind van God vanoggend kan besef, ek is nie so oulik soos wat ek is nie, of wat ek dink ek is nie. Ek het nodig om 'n servants hart te ontwikkel, 'n diensknegt hart vir mense daar buite, wat ek sien wat besig is om verlore te gaan. Kom ek sê vir u, wat sê die Bybel? Jakobus, die 4de hoofstuk vers 10 sê, hiervan hou mense nie. Jakobus 4:10. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Jy sien, toe Jesus kom en hy sterf aan die kruis, en hy sê, Vader, dit is volbring. In 'n oomblik, toe verhoog God hom terug na sy goddelike posisie toe, wat hy moet bekleed. Ag, kom aan, kyk. Die oomblik toe hy sê, dit is volbring. Ek het my ontledig, ek het my godheid afgelê, ek het 'n diensknegt geword, ek het kom sterwe aan die kruis, nou is die prys ten volle betaal, nou Here sê hy vir my, kom nou gaan ek jou oplig, and I'm going to give you a name above all names, hallelujah, you are holy, there's nobody like him, daar's niemand soos hy nie, elke mag, elke krag, elke ding gaan buig voor hierdie God, en bely dat Jesus God is, hallelujah. Kom aan, as dit jou nie opgewonde maak, jy dit doen vir my. Hy sê, verneder jou dan, verneder jou voor die Here en hy sal jou verhoog. Ek wil niks weet, Paulus skryf in Korintiërs, hy sê ek wil niks anders onder julle weet as Christus Jesus en hom as gekruisig. Jy sien, die wêreld kom met al hierdie storieetjies en goetjies en hierdie profeet en daai profeet en hierdie apostel en daai ou moet jy gaan as hy vir jou bid. Woe, broer, dan verander, man, dieselfde God wat hy vir jou bid ek en u na toe, en dieselfde God wat hom gebruik, kan jou gebruik, maar ek en u moet besef, ek moet 'n hart van 'n diensknegt ontwikkel, want dan eers kan God my gebruik, nie wanneer ek high mighty is nie, wanneer ek op my laagste is, en ek die diensknegt is, dan sê, nou wil ek jou verhoog, want jy het jouself verneder, halleluja. Jy sien, ons moet hierdie goed begin verstaan. Mense dink, ons kinders van die Here, ons is mos maar 'n bietjie, jy kan maar 'n bietjie met my spot. Geniet jouself, hulle het met God gespot toe hy die kruis gehaal. Toe Jesus op die strate van Jerusalem loop, en oral waar hy stap het hulle hom 'n bespotting genoem. So wie wil ek en u wees? En nogtans het hy gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, hy kom, hy skryf in die gemeente in Filippi, hy sê vir hulle, hierdie God wie ek en jy aanbid,
Die gesindheid wat hy openbaar, moet in my en u wees. Nou vergeet die pastoor om vir jou hallo te sê by die kerk die oggend en sê, ek gaan nie weer kerk toe. Ag, sies tog. Cheers. Want jy sien, as ek hier instap, is my mind op 'n ander plek. Baie keer as ek hier inkom, dan sê my vrou vir my, onthou jy moet dit afkondig, en dan sê ek, kan nie, is reg nie, darling, ek maak so. As ons huishouding sê, jy het nooit afgekondig nie. Hoekom nie? Want as ek hier is ek gefokus op een ding, en dis om 'n diensknegt te wees. Die ander goed is bysaak. Jy moet my sê, wow, pastoor, jy het vergeet. Sê gou vir my die, dan doen ek dit. Nou praat, dan gaan nie eens vir jou kwaad wees as jy my herinner nie. Ek het nou vir jy gesê, my computer werk met floppies. Weet nie veel om of weet wat floppies is nie, die nuwe ouens, die nuwe generasie. Ons computers het gewerk met so floppie. Die internet het so gemaak terwyl ek connect, nee, jy weet nie wat connect is. Dis my computer. Sy is van die ou soort. Maar alles wat hierin is, sê ek, dankie Here, dat jy dit vir my gegee het. Jy sien, want die oomblik wat ek en jy nederig raak, dan het ons 'n diensknegt se hart begin openbaar. En jy moet een ding baie mooi verstaan vanoggend. Nederigheid beteken nie ek is jou vloerlamp nie. Come on. Nederigheid beteken ek verstaan die guns van God op my lewe. En omdat ek die guns verstaan, maak dit my hart sag teenoor die sondaar daar buite. En ek loop nie by hom by en sê, jy ruik na brandewyn, ek wil nie met jou praat nie. Dis juist met hom wat jy moet praat. Dis juist met hom wat jy die liefde van God moet openbaar. Dis juist daai ou vuilste boemelaar wat ons almal so draai omloop. Dis juist hy wat God nodig het. Dis juist vir hom wat hy sê, hierdie gesindheid moet in my en jou wees, die gesindheid van God, sodat ons by die Bybel was ons Here, dis 'n diensknegt van U. Ek moet hom bedien met die woord van God. Hallo? My sien is nie lekker nie. Want hy ruik dalk nie lekker nie. Hy het dalk so 'n paar maande laas gebak. Maar weet jy wat? As dit nie vir God se guns was nie, kon dit enigeen van ons gewees het in daai posisie. Nou kom hy vanmôre Paulus en hy skryf aan sy gemeente toe hy sê, hierdie gesindheid moet in julle wees. Die oomblik as jy nederig raak, en ek sê weer, ek word nie 'n vloerlamp nie. Daar's 'n verskil. Baie mense dink nederigheid beteken om hierdie ouetjie te wees wat almal oorloop. Nee. Nederigheid beteken, Here, ek besef die guns wat U vir my lewe gegee het. Ek besef vanmôre, Here, dat U genade vir my genoeg is. Ek besef vanmôre, Here, dat as ek my verneder, gaan U my verhoog. Hoor wat sê Jakobus 1 Petrus 5 vers 6. Verneder julle dan, en hoor mooi wat sê. Verneder julle dan onder die kragtige hand. Niks is by God, ag, is daar iemand wat my hoor. Niks is by God onmoontlik. Hoor wat sê hy? Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog, hoor na die kwalifisering, op die regte tyd. Jy sien, terwyl Jesus op die aarde loop en hulle hom bespot, en hom sê hy's wynsuiker en allerhande goede, het hy geweet, there is an end to all of this. To create a beginning without end. Wie daai gemis. There is an end to all of this. To create a beginning without end. Jy sien, hy het geweet wat die prys gaan veroorsaak. Hy het geweet wat dit gaan beteken. Die dag as hy op die kruis van Golgotha sê, dit is volbring. Dan gaan daar iewers in 2026 iemand in Burgerfort in 'n kerk sit wat sê, dankie Here dat U bereid was om te sterwe sodat ek vanmôre in die huis kan wees en sê, because He lived, I can face tomorrow. Hallelujah. Dankie Here dat U 'n diensknegt hart aangeneem het. Dankie dat U goddelikheid afgelê het. Dankie dat U 'n diensknegt kom word het. Dankie Here dat U kom sterwe het sodat ek kan lewe en nie nodig het om te sterwe in my sonde nie. Maar sien hierdie woord wat die Here vir ons gee is nie altyd so lekker maklik nie, maar hierdie gesindheid is 'n bietjie moeilik. Hallo? Veral as jy nou vanoggend met die verkeerde voet uit die bed uitgekom het. Okay, julle doen dit nie. Ek is ten minste een. As jy nou vanoggend opstaan en jy sê, wie van julle het al opstaan, jy is sommer net nikkerig. Niemand het jy niks gedoen nie. Kan ek nou maar dit sommer gewone burgersvoortaal sê. Jy sit lekker mislik. Nee. Dan sê jy vir wat gaan jy aan? Sê jy, los my net uit. Ok, het gebeur nie beheer nie. Dit gebeur nie pastorie, ek is ten minste een. Los my net uit. Wat is fout? Niks. I'm going somewhere. Wat gaan met jou? Maar los my net uit. Jy al so dag gehad? Hy van ons is permanent sulke dae, nee. Ok, van ons gaan nie so toe. En dan kom jy by die werk, wacht kom ek gaan bietjie terug.
Dan klim jy in jou motor, as jy jou motor aanskakel, dan gebeur daar niks. Ons die battery pak. Hallo? Gister niks moet keer. Vanoggend toe die kar nie staar. Weet ek praat nou gewoon 'n platvloers, maar bear with you. Dan klim jy uit en dan trap jy in die honde slaghuis weg. Bly by my, bly by my. As jy so oprim op die trap en dan gly jou voet op die hond se slaghuis weg. Want jy moet nou iemand gaan bel om te kom help om die kar aan die gang te kry, anders as jy laat by die werk, dan gaan die baas op jou wees. Jy as ek dit daar beleef. En dan eventueel na so 'n uur, dan kry jy die motor aan die gang en dan ry jy werk toe. En as jy daar by die tweede sirkel op die dubbelpad verbygaan, is daar 'n massiewe ongeluk gewees. Hallo? As jy dan terug staan en sê, Here, as ek op tyd gery het, was dit dalk ek wat van my ongeluk was. Hallo? So soms moet ons net 'n bietjie kyk, Here, watter rede gebeur hierdie goed? Is daar dalk 'n is daar dalk 'n doel vir môre dat ek laat moet wees? Al gaan my baas 'n bietjie, dis fyn, ek moet openbaar nog steeds die gesindheid van die Here, want die oomblik as ek daar buite kan sê, verbyry by daai afrit, so nie dan sê ek, dankie Here, dat U my bewaar en beskerm het vir môre, omdat ek 'n diensknegt hart het. Dankie Here, al was ek vanmôre heeltemal skeef toe ek uit die buite geklim het. Nogtans, ag kom aan, as iemand dit my hoor, nogtans het U gesê, ek sal jou bewaar in hierdie dag. Halleluja. Jy sien, dis die tipe gesindheid wat ons nodig het om aan te leer. Want hoor wat sê hy, Petrus sê, verneder julle dan met die kragtige hand van God, sodat julle kan verhoog op die regte tyd. Ek en u kan nie God aanjaag nie. Sy tyd is perfek. Hallo? Ek het nie verstaan hoekom as ek in Burgersfort terug 20 moet ek mooi dink 22 iewers daar 22. Ek was nie van plan om terug te kom nie. Ek het nie geweet hoekom is ek teruggekom. Hoekom het ek teruggekom nie natuurlik. Vandag kyk ek terug 4 jaar later. En ek sê dankie Here dat U my hiernatoe teruggebring het. Want ek het 'n doel om hier te kom dien. Ek het 'n plek om te kom volstaan. So verneder jy onder die kragtige hand van God sodat jy julle kan verhoog en ek sê weer. Hierdie vernedering beteken nie ek word jou vloerland. Ons moet dit verstaan. Ek is 'n kind van die Allerhoogste. Hy sê noem my nie meer diensknegt nie. Ek noem jou nou my vriend. So ek sê altyd ek het vriende in hoë plekke. I've got friends in high places. En as ek by hom gaan kla, verander die situasie. Ongeag wat in die wêreld aangaan, ongeag wat in my huisgesin aangaan, ongeag wat by jou werk aangaan, ongeag wat in jou familie aangaan. Die oomblik as ek met die koning praat, verander die situasie. Want jy sien op die regte tyd. As ek aanhou en sê, Here, ek verstaan nie, sien met my? Ek verstaan nie wat hier in die gang is nie, maar ek gaan bly om die goddelike gesindheid te openbaar. Die vyand kom en hy wil hê jy moet misluk wees. Want dan gaan jy en ma mekaar begin verkeerd opvry. As jy by die werk instap, die eerste wat by jou verbykom, dan waai die verre. En by die tyd wat jy huis toe gaan, as jy so nikkerig, jy kan sement ploeg met jouself as jy wil. In steede van as jy daar instap en sê, dankie Here, dat U my gered het. Dankie dat U my krag gegee het. Dankie dat ek vanmôre, hoor nou wat sê die volgende teks, dat ek vanmôre hier kan instap en 'n diensknegt se hart kan openbaar. Het jy geweet dat Jesus se getrouste volgeling sou sy verraaier word? Judas het die geldsak gedra. Is reg? En nogtans het hy sy hand saam met hulle in die stol gesit en saam geëet. En nogtans het hy die grootste verraaier van God geword. So baie mense gaan vir jou lyk as jy hier loop op water, jong. Hierdie profeet, jy moet, kom ons haal ons oë af van mense af en ons kry dit gevestig op koning Jesus en ons luister na wat hy vanmôre vir ons sê en hy sê, hierdie gesindheid, hierdie servants heart moet in my en u wees. Want hoor wat sê in Matteus 23 vers 11 en 12, hy sê, maar die grootste van julle, hoor jy wat hy sê, maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Kan ek vir jou iets sê vanoggend? Jy kan nie die gesindheid van God openbaar sonder om 'n hart van 'n diensknegt te hê. Hallo? Jy kan nie die gesindheid van God openbaar sonder om 'n diensknegt van God te wees.
As jy nie 'n dienskneg word en mense se belange en mense se goede op jou hart dra nie, kan jy nie 'n dienskneg wees van die Allerhoogste. Dis nie moontlik. Want slegs wanneer ek jou wil bedien met die goedheid van die Here, slegs wanneer ek jou wil kom vertel hoe goed God vir my is, die oomblik as ek wil vir jou kom sê, ken jy hierdie God? Gaan mense vir my sê, maar ken jy hom? Want jy tree nie op soos hy nie. Hallo? Jy sien, ek het in die begin van die diens gesê, ons gaan kerk toe elke Sondag, en is pragtig en is mooi, maar het verander my lewe na dit toe wat God wil hê dit moet wees. Word ek 'n dienskneg, of bly ek die nekkie van die plekkie? Jy sien, want Paulus sê vir ons, hierdie gesindheid moet in my en jou wees. Nie of het goed gaan, of het sleg gaan, of het 'n goeie dag is, of het 'n binnegoed. Hierdie gesindheid moet in julle wees. Ek sê vir my pastoor, maar dat is nie maklik, en dink jy, dat is maklik vir Jesus? Nee, broer. En weet jy, wat is die mees, wat kan ek het noem, die mees treffende ding vir my? Ek en u weet nie wat môre vir ons voorlê. Is ek reg? Jesus het presies geweet. Hy het presies geweet waar hy nou pad is. Hoekom? Want hy is God geopenbaar in die vlees. Daar was geen verrassings. Hy het geweet hy gaan gekruisig. Hy het geweet hulle gaan ons spot. Hy het geweet hulle gaan hom kaatshouwe gee. Hy het al hierdie goed geweet. En nogtans toe die blinde man vir hom sê, Here, help my. Wat sê hy vir hom? Wat wil jy hê? Dat ek kan sien, Here, jou geloof het jou gered. Gaan. Alhoewel hy geweet, jy hoor nie wat ek gesê. Hy het sy dienskneg hart behou, alhoewel hy geweet het wat sy einddoel is. Hy het geweet waar hy na jou pad is. Hy het geweet hy gaan gekruisig word. Hy het geweet hy gaan sterwe. Maar weet jy wat hy ook geweet? Hy het geweet hy gaan rise again. Halleluja. Ek gaan opstaan en ek gaan 'n oorwinnaar wees en ek gaan die dood en die graf en die hel oorwin, sodat hulle wat in my glo en my gesindheid openbaar ook oorwinnaar kan wees, ook weer beter lewe kan lei en ook in oorwinning kan wandel elke dag. Halleluja. Sodat ek en jy kan wees die heerlikheid van God openbaar op hierdie aarde, om vir iemand daar buite te sê, Jesus loves you, this I know, for the Bible tells me so. Hallo? Maak het sin dat ek vir probeer sê? Hierdie gesindheid, jy sien, kom ek vat nou maar die manne vanoggend bier voor. As pa van die werk afkom, en hy's 'n bietjie nikkerig, dan weet ma dit dadelik. Kom sissies, maar nie so heilig lyk nie, julle weet waarvan ek. As hy instap en hy het so ander houding, dan weet jy, dit is nie 'n goeie dag. As ek en u by mense instap, moet hulle daai selfde wat ek by my man of my vrou kan ervaar, moet hulle in my en jou lewe ervaar, rakende die God by ons nie. Hallo? Jy sien, nou raak die prentjie 'n bietjie moeiliker. En nou gaan dit nie meer oor my nie, dit gaan oor hom. Dit gaan om hom te verheerlik. Jy sê, maar die grootste van julle moet 'n dienaar word. Wie homself verhoog, sal verneder word. Maar wie homself verneder, sal verhoog. Jy sien, die oomblik as dit vir my gaan nie meer oor my nie, maar dit gaan oor hierdie God wie ek aanbid. Verander die prentjie geheel en al. Die oomblik as ek sê, Here, nou ek is 'n snaakse mens, ek het gesê alles gebeur voor my, speel vanmôre my af soos 'n video. As ek iets sien of iets oor dink, dan sien ek hierdie goed gebeur. En my grootste begeerte is, dat ek nooit iemand sal afhanteer met iets wat ek sê in die kerk. Maar dat u die woord van God sal hoor, dat in jou hart sal plant en sê, Here, my gesindheid is nie so 100 nie, want as ons nou vanoggend eerlik wil wees, myself ingesluit, is ons nie altyd so oulik soos ons dink ons is. Maar ons kan werk daaraan, want Paulus kom, hy skryf in Filippi, hy sê, hierdie gesindheid moet in julle wees. Ja, maar pastoor, jy ken my nie, ek kom uit 'n familie uit wat ons maar moeilike mense is. Ag, sies tog. Ag, sies tog. Dit is in my en u hande, vanoggend om te sê, Here, tot hiertoe was ek 'n ongemaklike mens. Maar vanoggend het ek gehoor, die gesindheid wat in u was, moet in my wees. En Vader, help my om hierdie gesindheid tentoon te stel. Want hoor wat gebeur, dis die eerste ding wat gebeur het, Jesus het homself verneder, hy het homself op regte tyd, het hy hom verneder, hy het 'n diensknegt geword, hy het sy goddelikheid afgelê, hy het die konossus aangeneem en gesê, I'll empty myself of Jesus, I'll empty myself of my Godhead, I'll empty myself of everything, so that the Father that liveth in me can be glorified.
Dis die eerste ding wat hy gedoen het. Om hierdie goddelike natuur te hê, moet ek en u sterwe. Nou sê ek nie moet fisies doodgaan nie, my eie ek moet verdwyn. Want Jesus het dit vir ons kom wys. Maar gelukkig stop hy nie daar nie. Ek en u moet vanoggend besef dat toe Jesus homself ontledig en afstand gedoen van sy goddelike natuur, het hy kom bewys dat deur jouself te vermeerder die enigste manier is om deur God verhoog te word. Die enigste manier wat God die Vader hom kon oplig, was vir Jesus om te kom sterf. Was om homself te kom ontledig. Maar wat was die gevolg daarvan? Nou wil ek net so 'n bietjie teruggaan na my teksgedeelte. Dra my. Van die 9de vers af kom hy en daar gebeur verskillende goed, omdat hy bereid was om homself te vermeerder. Hoor gou vers 9, sê gou saam met my daarom. Daarom, asof jy dit glo, daarom. Jy sien, omdat hy bereid was. Daarom woord het soveel, ek moet myself inhou, want daar is te veel goed wat ek vir jou wil sê vir hom. Maar omdat hy bereid was om dit te doen, omdat hy bereid was om sy Vader vergewe hulle wat hulle weet nie wat, omdat, hoor gou mooi, daarom het hy hom 'n naam gegee, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bokant elke naam is. Omdat hy bereid was om sy goddelikheid te staan, om 'n mens te word, om bespot te word, om vernederd te word, om uitgedaag te word, omdat hy bereid was om dit te doen, het die Vader gesê, nou omdat jy dit doen, gaan ek jou 'n naam gee, en die elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat die Vader, dat Jesus God is, tot die heerlikheid van die Vader, halleluja. Omdat jy bereid was, omdat ek en u vanmôre sê, Here, ek gaan nie meer, omdat jy bereid was, daarom gaan ek jou verhoog, halleluja. Daarom gaan ek jou 'n nuwe naam gee, ek gaan dit nou vir u wys. Ek en u gaan 'n nuwe naam kry. As ek die dag in die hemel kom, gaan jy my nie meer ken as tuis nie. Dankie, Here. Ek gaan 'n naam kry, ek weet nog nie wat hy is nie, maar die Bybel sê ons weet, ek gaan dit vir u bewys. Die eerste ding, hy het hom verhoog en hom die hoogste eer bewys. Tweedens kry hy 'n naam bo elke naam. Derdens verkry hy erkenning as Here van alles en almal. Hoor gou, daarom het God hom ook 'n naam gegee. Uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Wie is onder die aarde? Hulle wie in Christus gesterwe. Dink dit laaste. Want hy sê in die dag sal hulle wat in Christus gesterwe eerste opstaan. En daarna ons wat in die lewe oorbly, om tegemoet in die lig. Daar kom 'n dag wat ons kom haal. Hy kom op 'n wit perd, sê die Bybel, met 'n swaard in sy hand. En sy naam is op sy heup. En hy word genoem wonderbaar. Kom aan, Openbaring sê dit nie ek nie. Jy sien, hy kom in jou haal. Daarom kan hy sê, daarom sal elke knie buig. Van hulle wat in die hemel is en hulle wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van die Vader. Jy sien, die oomblik as ons besef, Here, it's not about me. Daarom, ek wens ek kon sing. Ek wens regtig ek kon sing. Ek kan nie sing. Maar weet jy wat, God is toondoof. So ek mag sing. Jy hoor nie. Ek sê ek kan nie sing, maar ek mag sing. Want hy aanvaar my lof. Dit hang af hoe dit uit my hart uitkom. Nie hoe my stem klink. Dit kom uit hier, Here, wat is ek hiermee besig? Is ek besig om u op te lig? Is ek besig om u te verheerlik? Of is ek besig om my eie beeld te baas? Jy sien, met baie mense, en is ongelukkig is hartseer, dat baie mense, wanneer hulle op 'n posisie kom waar hulle 'n mooi stem het en mooi kan sing, then it's about me. En nou vat ek jou terug na my begin van my boodskap. Hierdie gesindheid moet in julle wees. So ek en u mag nooit onsself op 'n pedestal sit en sê, I've arrived. Weet jy wanneer arriveer jy? Die dag as jy in Christus sterwe. Then I'm going to a city where the roses never fade. Halleluja. Dan gaan ek my ma ontmoet, dan gaan ek my pa ontmoet, dan gaan die kring volledig wees, gaan ek sê, dankie Here, I've made it. Hy sê, ons is nou onder genade, want nog niemand van ons is gered nie. Pastoor, die Bybel sê so, nie ek nie. Hy sê, die wat volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. Ag, kom maar. Hulle wat die gesindheid van God openbaar tot die einde toe. As ek die dag daar op die einde kom, dan sê hy vir my, wel gedaan, goeie en getrou. Oor weinig was jy, oor veel gaan ek jou aanstel. Jy het nog niks gedoen nie. So ek en jy is op hierdie stadium, onder die genade van die Here, en ons is veronderstel, om die gesindheid van God te openbaar. Hoor gou hier. Filippense 2 vers 9 het ek net vir jou gelees tot en met 11. Hy sê elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van die Vader. Hoe het dit gebeur
Hoe het al hierdie goed gebeur? Hoe sal elke mens weet wie hierdie Jesus is? Want hy sê elke knie sal buig en elke tong gaan bely. Nog met my. Kom ek wys gou vir iets. Matteus, die eerste hoofstuk vers 20. Josef is hierso en hy het uitgevind Maria is swanger en hy weet dis nie sy kind nie en in daardie tyd sou hy gestenig word en dit is sy gedagte om van haar te skei. Dis die voorafgaande paar verse. Sien met my. Nou kom die volgende woord, hy sê, maar terwyl hy dit in gedagte was om van Maria ontslae te raak. Ek wil haar nie hê nie, want sy is swanger en is nie my kind nie en. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. As jy nog met my, hierdie gesindheid moet in my en jou wees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom, wat noem? Jesus. Hoor mooi, want dit is hy, nie hulle nie. So daar is nie 'n ander naam nie. Daar is nie 'n ander naam nie, want hy sê, sy sal 'n seun baar en jy moet hom, enkelvoud, Jesus noem, want dit is hy, enkelvoud, wat sy volk, wat hier sit en die hele wêreld vol sit, wat sy volk van hulle sonde sal verlos. So hoe gaan elke mens weet wie hierdie Jesus is? Jy moet Matteus 1 vers 20 gaan lees en besef dat die maagd het swanger geword, sy het 'n seun gebaar wat homself ontledig het, wat 'n mens kom word het, wat gesê het ek sal die prys kom betaal, Vader, ek sal kom sterwe, ek sal die gevolge kom dra en sy naam is Jesus en in hierdie naam van Jesus gaan elke mens dit nie buig en elke mens wat dit gaan bely dat Jesus God is, halleluja. Hy is nie die God nie, hy is God, halleluja. Dis wat die Bybel sê, nie ek nie, nie pastoor Paulus nie, die volle evangelie kerk nie die AG nie, PDK nie, NG nie. Die woord van God sê, sy naam is Jesus en elke knie sal buig en elke tong sal bely, of jy wil of nie, gaan jy dit bely en jy gaan sê, dit is Jesus, die seun van God, die gesterwe het, sodat ek kan lewe, halleluja. Jy sien, maar hierdie gesindheid wat hy gehad, moet in my en jou wees, want dan word dit maklik. Ek het geen probleem om te erken dat Jesus my God is. Ek proklameer dit oral waar ek gaan. As jy by my kom en jy sê my gaan en sê vir die genade van die Here gaan met my goed. Want sy genade is vir my genoeg. Hallo. As die Here wil, sien ek jou volgende week. As die Here wil. Want jy sien die woord van die Here sê ons is soos 'n grassaad, ons is vandag hier en môre is ons weg. Baie keer sê ons vir iemand ek sien jou volgende week. Sê hoe? Wie sê ek sien jou volgende week? Ons het nou gehoor van die pastoor van die AGS moedergemeente in Polokwane. Was dit woensdag aan, né? Julle gesê. Was hy by 'n samekoms van die kerk van die jong mense en het daar 1 of 2 keer bietjie sekerig gevoel en teruggegaan en die byeenkoms afgehandel en het huis en sy vrou gesê hy voel nie lekker nie en het gaan weg. En die volgende oggend toe hulle wakker word, het hy die tydelike met die ewige vermis. Sekonde, sodat dit my sê, hierdie gesindheid moet in jou wees, sodat as my dag kom, ek daar nie hoef te bekommer. My eie broer, het gaan stort die aand, en het van die bed gaan klim, die volgende oggend toe my ma by hom kom, sy nie meer daar nie. Hoor jy wat ek vir probeer sê vanoggend? Hoe lyk my en jou sag, met hierdie God wie ons aan bid? Dis besig om af te sluit. Hoe lyk dit wat ek en u vir hom aanbied, as ons offer? En ek praat nie nou van wanneer ons hier by mekaar is nie, dis deel van ons offer. Maar om my hele lewe moet 'n offer aan God wees. En my vraag vanoggend is, openbaar ek en u die gesindheid van Jesus, of het ek my eie houding, nie weet? Jy moet nou weet, ek is 'n ander mannetjie, broer. Ek is nie van hier nie, ek is gestuur. Jy is net gestuur omdat God genadig oor jou was. Geen ander rede nie. Ek gaan verder. Wat sê Handelinge 4:12? Handelinge 4:12, ek weet nie of my been teruggegaan nie, maar is fyn. En die saligheid, hoor gou mooi, my diensknegt hart, my saligheid, is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel,
wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Jy kan nie vanmôre, pastoor, wat van die moslems? Handelinge 4:12 sê daar's geen ander naam. Handelinge Matteus 1:20 sê, sy naam is Jesus. Maar wat van die moslim? Die Bybel sê, daar's geen ander, ja maar pastoor, wat van die wie ook al? Die Bybel sê, in Handelinge 4:12, daar is geen ander naam gegee, waardeur ons gered moet word. Jy sien as daar gestaan het, gered kan word, was dit dalk 'n verskillende betekenis, was hier onnies. Moet is iets wat nie verander kan word. As ek vir jou sê, ek kan dalk môre by jou uitkom, kan ek dit nog verander, as ek reg. Kom, was hier onnies, was hier in wat nie wel. So as ek iets sê, ek kan dalk dit doen, menende ek kan dit nog verander. As ek reg. Maar as ek vir jou sê, jy moet nou wakker word en aantrek, want jy gaan laat wees vir werk. As jy nie op daai stadium opstaan, gaan jy laat wees vir werk, jy kan dit nie verander. Jy nog met my? Nou kom hy, sê as ek 'n diensknegt hart het, hoor mooi. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel gegee, waardeur ons onder die mense gegee, waardeur ons gered moet word. So ek kan nie 'n diensknegt hart openbaar, as ek nog nie by God uitgekom het. En as ek sê ek het 'n verhouding met hom, en ek het nie 'n diensknegt hart of 'n servant's heart, is die Engelse woord. Die Engelse Bybel praat van 'n servant's heart. Dan het ek nog nie by God uitgekom nie, dan kan ek nie sy diensknegt wees nie. Ek kan net vir die volle evangelie kerk werk, as ek 'n pastoor is by ek. Jy kan net werk vir wie ook al jy wil, cheap of Burgerford Laerskool of Staalplek of die myn, as jy in die gastebedryf, wat ook al daar wat veranderd. Jy moet eers daar 'n dienskontrak teken. Sien met my? So die oomblik as jy die dienskontrak geteken, dan word jy 'n werknemer. En die oomblik as ek 'n werknemer word, dan word daar van my verwag om lojaal te wees teenoor hierdie werkgewer. Ek is besig om af te sluit. As ek en u wil hê dat God my en jou lewe en ons offer moet aanvaar, moet ons 'n diensknegt word van hierdie God en ons moet die dienskontrak teken deur die bad van die wedergeboorte. Dan word ek 'n diensknegt en dan moet ek die gesindheid van die werkgewer openbaar. Jy met my? Maak dit sin wat ek vir probeer sê? So die gesindheid wat binne my is, veroorsaak of dat ek 'n kind van God is, of dat ek 'n naaper is. Weet jy wat 'n naaper? Jy moet klein kindertjies dop hou. As hulle ouers of hulle oupa en ouma dop hou, en hulle stap, en die oupa stap nog met sy hand so op sy heup, dan hoor 'n rukkie gaan daai kind dieselfde manier loop. Want hy's 'n naaper. Ek bedoel dit nie lelik nie, bear with me. As ek en u kinders van God is, moet ons begin navolg die voorbeeld wat hy vir ons gee. Die ander kant van hierdie mes is, ek en u as ouers van kinders, moet baie versigtig wees watter voorbeeld ons aan ons kinders stel. Want hy gaan na presies wat jy doen. Hallo? So as ek die gesindheid van God openbaar in my huis, en daai seentjie word groot, dan gaan hy die gesindheid wat sy pa geopenbaar het, aan sy ma in hulle ouerhuis, gaan hy openbaar in sy ouerhuis, en hy gaan sy familie kerk toe vat, en hy gaan sorg dat die ketting aanhou draai, en die kerk aan die gang bly, maar jy sien, ons het nie meer paas, en ons het nie meer ouers, wat die voorbeeld van God navolg nie, ons het 'n klomp mense wat allerhande fabels glo, en dink ons gaan die ewigheid bereik. Dit gaan nie gebeur. En die kwalifisering lê vanmôre daarin, dat ek en u moet seker maak, ek het die gesindheid van God in my lewe. Jesaja kom en hy maak hierdie stelling, hoor wat sê Jesaja 45:23, hy sê, ek sweer by myself, God wat die praat, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie 'n roep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, en elke tong sal sweer. God self. So ek kom vanmôre, ek sê vir u, en ek is besig om af te sluit, ek en u moet vanoggend baie seker maak, Here, waarmee is ek besig? Is ek besig om die gesindheid van God te openbaar? Is ek besig om vir mense te wys hoe om 'n goeie lewe te lei? Is ek besig om vir mense te wys, en as ek op die toon trap, sê nou maar sorry.
Maak ek voorsiening om Sondagoggend in die huis van die Here te wees? Of het ek allerhande verskonings? En ek weet, I'm preaching to the converted, is fine. Dit gaan uit op die liggaam, so moenie bekommerd wees. My vraag vanoggend, as ek die gesindheid van God openbaar, dan moet dit vir my belangrik wees om saam met die heiliges in die huis van die Here te wees. As ek die gesindheid van God openbaar en hy sê vir my ek moet my bydraes vir die kerk gee, dan word dit nie meer vir my 'n issue nie, kan ek dit maar so stel soos die jong mense nie. Dan gee ek met 'n blymoedige hart, volgens 2 Korintiërs 9:7, dan gee ek 'n goeie deel ingedruk en ingestaan, want dit word nie meer vir my 'n issue nie, want ek het die gesindheid van God en hy sê alles behoort aan hom en hy gee dit vir ons en ek en u moet daarmee wys omgaan en sy deel vir hom gee. Hallo? Stoor, wat praat jy nou? Ek praat van die gesindheid van God. Want Jesus het alles gegee. Alles, hy het niks teruggehou nie. Romeine 14:11 sê, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. Ek het vir julle 'n paar plekke gewys. So die oomblik as ek die gesindheid van God openbaar, dan is dit nie vir my 'n vreesbevange tyd wanneer ek voor God moet verskyn nie. Dan gaan ek om loon te ontvang. Dan gaan ek om my deel te kry wat my toekom. Ek sluit af. Wat is die voordeel vir my en u? Om net soos Jesus die gesindheid van 'n diensknegt aan te neem, onsself te verneder en diensbaar te word. Wat is daarin vir my? Want ons moet mos iets gain, hè? As julle nie so is nie, ek is. Ek dink ek het van hierdie onderhandelingsouens bloed in my. As jy my sê so, dan sê ek, what's in it for me? Jy nie so nie? Alles maar okay. Nee, broer. What's in it for me? Wat is my voordeel daar? Hoor gou mooi. Ek het vir u sê, gaan vir u hierdie ding sê. Openbaring 2:17 sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. In ander woorde, dit wat ek vir u vanmôre sê, kom in die hart van die Here. Want hy sê, ek en u moet die gesindheid van God openbaar. Daardie gesindheid is om 'n diensknegt hart te hê, om te sterwe vir myself, om myself, my lewe af te lê, en sê, Here, ek leef nie meer nie, u leef nou binne in my, en omdat u binne in my lewe, is ek nou 'n diensknegt. Nou sê hy, wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin. Sê gou aan hom wat oorwin. En daai hom is nie met 'n hoofletter nie, so dis nie van God wat hy praat, hy praat van my en van jou. Aan hom wat oorwin, sal ek met 'n hoofletter, sien jy daar, ek sien daar op die bord gesit. Die hoofletter is, ek is met 'n hoofletter. So God sê, aan elkeen wat oorwin, aan hom wat oorwin, kom ek lees dit weer vir jou, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgde manna. En ek sal hom gee 'n wit kiersteen. En op die steen staan 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. So jy gaan my nie daarbo ken, as pastoor Talia of Thys of broer of swaar of neef of niggie, of, jy gaan my nie so ken nie. Hoekom nie? Want as ek aanhou, gaan ek eet van die hemelse manna. Ek gaan woon en ek gaan stap op die strate van goud. Ek gaan 'n bordjie om my nek kry met 'n nuwe naam wat net ek ken, want dit word aan my gegee. Dit mos wat die skrif sê. Wat ek nou vir jou iets Frans gedoen, maar ek lees hom net weer. Openbaring 2:17. Hy sê, wie hy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin. Aan hom wat oorwin, klein letter hom, né? En ander woorde praat met ons. Ken jy my saam? Raai. Sal ek gee, die ek is met 'n hoofletter, so dis God wat nou. Raai. Om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom gee 'n wit kiersteen, en op die steen staan 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy of sy wat dit ontvang. So vanmôre vir my en u, die voordeel daarin is om vanmôre te sê, Here, ek wil nie meer hierdie houding hê van I'm everything to everybody. Ek wil die gesindheid van Christus Jesus openbaar. En vir ons manne is dit baie keer moeilik, want ons is ons altyd reg, né? Alles ons verkeerd om reg te wees. Maar ons is altyd reg. Nee. Ons is meeste van die verkeerde, is ons verkeerd. Want ons openbaar nie die gesindheid van God. As dinge nie in my huis loop soos ek wil hê, dat ek dink dit moet loop nie, dan word ek die ander ou. Daai onbekeerde een. Ek spot altyd, ek sê ek laat die myner uit my uitkom. Ek los die pastoor daar in die studeerkamer en laat die myner uitkom, hy gee nie om wat hy sê. Dis 'n verkeerde gesindheid. Want Jesus het nooit sy goddelikheid
te nagekom toe hy mens op aarde was. Hy was mens op aarde sonder sonde. Hy het alles verdra. Hy het alles gedra. En nogtans het hy gesê, altyd 'n prys. Ek sal die prys gaan betaal, Vader, want ek het die gesindheid van God in my lewe. En vanmôre is my vraag aan u, watter gesindheid openbaar ek in u, wanneer ons nie hier is nie? Watter gesindheid loop ek en u mee daar buitekant? En vir al die Burgersfort is die taxi voor jou inry, en dis jou beurt om te ry. As jy daar in die winkel staan en jy is volgende op die lys en iemand spring gou voor die til in, om voor jou te betaal. My vrou het gister vir my gesê, nee man, nie so praat, want ek het my bloedig vererg. En in 'n oomblik wat ek my vererg vir 'n stupid ding, hoor. Ek sit my kaart in daai masjienkie, die mee betaal, want ek moet cash kry om vanoggend te kan ingooi. En ek sit hom in en die ding wil nie werk nie, en die vroukie wat daar werk, haal hom uit, en sy sit hom in en hy wil nie werk nie, en eers skielik sê hy vir my, put in jou pin, en ek sit my pin, hy sê decline, ek sê, not on your life. Daar's genoeg geld in die bank, is nog nie die einde van die maand nie. Daar's nie baie nie, maar daar's genoeg. En sy haal die kaart weer uit, en is gesukkel en is gestoei, want die weet mos wat is 'n cashback, né? Kry julle ook cashback, né? Right. So ek wil 'n cashback gehad, sodat ek vanoggend kan geld in die kerk gooi. En nou is ek al klaar nikkerig, want ek staan omtrent 10 minute in die ry, want die vrou wat in die betaalpunt werk is. Okay, kom ons los, dit sê baie stadig. Nie so heilig, like julle doen dit ook. Is ek nikkerig. Want ek is al klaar nikkerig oor die nou 6 mense voor. En toe beste van alles, toe kom hy met 'n pakkie sigarette koop. En sy help hom voor sy my help. Want ek staan met 'n trolley in die ry en hy wil net 'n pakkie sigarette betaal. Maar dit is besides dit. En so ek al klaar opgewerk. En dan sit sy weer my kaart in en sy roep na 'n ander vrou. En die vrou probeer en die kaart wil nie werk. En ek sê vir haar, los die cashback. Laat ek net betaal, ek klaar soeg. En guess what, as die cashback wegvat, dink daar gaan, hy sit in jou punt, dan en daar. En ek loop al weg en ek sê vir julle, moet hierdie masjien van julle die winkel uithaal en oordentlike goed insit, ek kan werk. Toe by openbaar ek nie die gesindheid van die Here. Hallo? Ek het gestaan gesê, ekskuus, Here, ek het my koel verloor. Ek vra u vanoggend, watter gesindheid openbaar ek in u, as dinge nie mooi loop nie. Want ons moet altyd onthou, he never changed. Jesus het nooit verander nie. Tot op die dag van sy kruisiging het hy gesê, Vader vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen. So ek vra jou vanmôre, en ek gaan nie vir jou sê, jy moet opstaan en jou hand opsteek, nee. Ek en u weet, wat gesindheid ons openbaar. En as jou gesindheid vanmôre nie heeltemal is wat hy moet wees, gaan ek jou vra om saam met my op jou voete te staan. En dan gaan ek ons opdra in die troon van die Here en sê, Here, wees ons asseblief genadig. Ek sien, my God is 'n gentleman, hy sit jou nooit in die oog. Maar u ken u lewe en ek ken my lewe. En ek staan reeds. So ek gaan vir 'n sekonde of 2 gee en daarna gaan ek 'n gebed doen. As jy saam met my wil staan, is jy baie welkom. As jy sê jy's reg, jou gesindheid is 100, dan kan jy bly sit, dis 100% met my. Jy sien dat ek gaan nie eendag verantwoording doen, ek het vir jou kom sê, watter gesindheid openbaar ek in u, wanneer ons nie hier is. Is dit die gesindheid wat Jesus geopenbaar het, om 'n diensknegt te word, sy goddelikheid af te lewe, homself leeg te maak van homself, en te sê, al prys die prys. Of het ek nog hierdie houding van ek is die man, en as jy nie van my hou nie, sorry, dit werk nie so. Ek gaan 'n gebed doen, as jy saam met my wil staan, is jy baie welkom. Vader, baie dankie, vanmôre Here, dat ons die woord kon hoor. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, elkeen van ons ken onsself, en die woord sê, Here, as ek op pad is om my offer te bring, en dit val my by dat my broer dalk 'n saak teen my mag hê, dan moet ek my offer los, Here, en eers myself gaan versoen met my broer. En vanoggend kom ons, Here, voor ons aan die tafel gaan sit, vra ek dat U ons genadiglik, Here, sal seën, en ons sal bewus maak van, is ons besig om die gesindheid van Christus Jesus te openbaar, of is ons besig om die menslike gesindheid aan die wêreld buite te doen. Stel, Vader, ek vra dat hierdie woord vanmôre op elkeen se hart sal val, en dat dit goeie vrugte sal dra, Here, 30, 60 en 100voudig, Vader. En Here, dat U al die lof, en al die eer, en al die aanbidding daarvoor kry, want U is 'n goeie God, wat wil hê, Here, dat ons die gesindheid van U moet openbaar, sodat ander mense getrek kan word na U koninkryk toe, en ek loof U daarvoor. Seën ons dan nou, Here, ek vra in Jesus se mooi naam, en die kinders van die Here sê, Amen. Jy kan die sitplekke neem, baie, baie dankie.
Ons gaan oorgaan na die tafel van die Here toe. En ek sê weer, die tafel van die Here, nie die tafel van die volle evangelie kerk nie. So daar's nie 'n beperking op hierdie tafel nie. Jy hoef nie lidmaat van hierdie kerk te wees nie. Jy hoef nie enigiets snaaks te wees nie. Die Bybel sê, in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem en het gebreek. En ons lees dit in 1 Korintiërs 11de hoofstuk, daarvan vers 23. Ek sê weer, hier is nie die tafel van die volle evangelie kerk nie. Dis die tafel van die Here Jesus. En elkeen is vry om daarvan te kom geniet saam met my. U ken my nou al, ek hou nie van rituele nie, ek hou nie van goed oor en oor dieselfde doen nie, ek is nie so mens nie, ek is nie so aan mekaar gesit nie. Nommer 1, nommer 2 wil ek hê ons moet nooit, maar nooit, die prys wat betaal was, vir my en u om vanoggend hier te sit, minag nie. Want het was 'n dierprys gewees. Dit was 'n groot prys gewees. En ek gaan vanoggend weer vir die geleentheid gee, elke gesin, om te kom, nadat ek gedank het en die brood gebreek het, gaan ek hier uitnooi, om te kom deel hê aan die tafel. Jy kom haal vir jou 'n broodjie, en jy kom haal vir jou 'n druiwesap, en as jy een van jou familielede wil bedien, of as jy een van die familielede wil bedien, of jou vrou, of jou kind, of wie ook al, is jy baie welkom. Ek is nie iemand wat voorskriftelik is rondom hoe goed gebeur nie. Al wat ek sê is, ons moet besef, dat daar 'n prys betaal was, sodat ek en u vanoggend hier kan sit. So ek wil julle elkeen uitnooi om deel te hê aan die tafel. Dis nie, ek sê weer, dis nie die tafel van die volle evangelie kerk. Dis die tafel van die Here Jesus. Hy het sy lewe gegee, en hy sê so dikwels as ons hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Terwyl hy so sit, kom net almal in en ons kry 'n sitplek. Ek wil graag hê dat ons almal rustig sal wees. Die kiddies ook, hulle kan maar nader kom, die van hulle wat hier naby is. Hulle moet ook deel hê aan die tafel. Loof die naam van die Here. Kom ons sit net so dan by ons ontloop. Vader, baie dankie dat ons vanmôre aan die tafel kan sit, Here. Dankie dat ons vanmôre kan deel hê aan dit wat U vir ons in 'n voorbeeld kom stel het, Here. Vader, dat hierdie nooit net 'n ritueel sal word wat ons doen omdat dit een van die sakramente is wat die Bybel ons van leer nie, Here, maar dat ons werklik vanmôre sal besef dat U goddelikheid afgelê het, dat U 'n diensknegt kom word het, Here, en dat U kom sterwe het, maar meer nog dat U opgestaan het as die oorwinnaar van die dood, die graf en die hel. Vader, dat ons vanmôre sal met erns sal besef waarmee ons besig is, Here, en dat ons vanmôre nooit hierdie tafel ligtelik sal opneem. Ek vra, Here, dat ons nie in 'n oordeel aan onsself sal drink of eet nie, Here, want die woord sê as ons met 'n verkeerde hart hierdie tafel kom geniet, dan eet en drink ons 'n oordeel oor onsself. En vanmôre bid ek uit my hart uit, Here, dat ons met die nodige omsigtigheid en versigtigheid in die tafel sal deel hê. Maar Here, U kry die lof en die eer en die aanbidding daarvoor, want U is groot en goed, Here, en U is genadig, en ek loof U daarvoor. En die kinders van die Here sê, amen. Die woord van die Here sê, nadat hy gedank het, het hy die brood geneem en hy het gebreek, en het gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy gaan terugkom, en dan gaan ek en u saam met hom aan die tafel sit. Hy sê net so op die beker, na die ete met hierdie woorde, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed, so dikwels as julle hierdie beker drink, verkondig julle my dood, totdat ek gaan terugkom. En ek doen dit so om, gewoonlik moet ons eers die broodjie uitdeel en dan die beker. Ek doen dit vanoggend as plus anders, want ek wil hê jy moet vir jou 'n broodjie kom neem, en jy moet vir jou 'n glasie sap kom neem. Ek gaan 'n song speel wat ek opgesit het saam met die musiek. En terwyl die song speel, hy is so 3-4 minute lank. Moenie haastig wees voor. Haas my vrou, meisie kan ontstaan nie binne. Ek wil hê jy moet vanoggend saam met my besef wat die prys was wat Jesus betaal het, sodat ek en jy hier kan sit. En as jy hierdie broodjie kom haal, en jy kom vat jou glasie druiwesap vir jou, en jy stap terug, as jy wil staan en geniet, saak is reg. As jy wil sit, saak is reg. Net soos wat u vanmôre gelei het, om hierdie tafel aan deel te hê, is reg met my. Al wat ek vra, die mamas, help net vir die kiddies, dat ons nie mors nie, ons het geweldige mure in die kerk, so as daar 'n druppeltjie van die druiwesap op die vloer gaan val,
As ek môreoggend hier instap, dan moet ek eers mure jag voordat ek kantoor toe kan gaan. So ek vra die mamas van die klein kiddies, kom ons help hulle net, dat die glasie mooi vat, die broodjie mooi vashou, en dat hulle deel het aan die tafel. Pastoor, hoekom doen jy dit? Die woord van die Here sê ons moet 'n voorbeeld wees vir ons kinders in woord en in daad. So hy moet besef, eenmal 'n maand erken ons die dood van die Here. Hoekom doen ons dit? Omdat hy vir ons kom sterf. Want jy sien, dan lê ons die fondasie en dan word hy die kind wat gaan opgroei om 'n leier in die kerk te wees, om 'n leier in sy huis te wees. Die voorbeeld is nie meer daar. Want ons gee ons kinders die verkeerde voorbeeld in die lewe. Daarom sê ek, dat die kinders deel hê aan die tafel. Ek het geen skrif wat dit weer lê dat hulle nie mag. Inteendeel sê Jesus, bring die kindertjies, want aan hulle behoort die koninkryk. Matteus 19. So kom ons wees vanoggend baie eerlik met onsself en sê, Here, as daar vanmôre by my 'n tekort is, as daar iets in my lewe is wat nie op standaard is, terwyl ons hierdie tafel neem, Here, maak my asseblief vanoggend volmaak. Die Here seën vir u. Ek gaan vir Bernard vra om vir ons die musiek op te sit. Kom ons wag nie vir mekaar nie, sit met 'n breekie af. Dan kom jy kry vir jou 'n glasie, daar's 2 trays met glasies in. Daar's genoeg brood. Kry vir jou 'n broodjie. As jy 'n groot stuk brood wil hê, jy's welkom. As jy 'n klein stukkie brood wil hê, jy's welkom. Dis jou nagmaal, dis jou bediening, dis jou beurt. Dis u aandeel in hierdie diens. Kry vir jou 'n broodjie, kry vir jou 'n glasie. Gaan sit, gaan staan, maak 'n kring saam met jou familie, net soos wat die Here wil, met u vanmôre. Dis reg. Baie dankie dan. Baie dankie, halleluja. Lord, sing. Dankie, Here, halleluja. Die kant is nog, julle kom om, kry daai kant ook. Ons staan in die ry. Daar's nog 'n bord daar met 'n elkie daai kant. Kom op, laat die kant by gehad. Kyk. Dit is belangrijk, dat is waar. Hallo my liefde. Alles van die voorstellen. Goedemorgen.
Loof die Here. Ek weet nie of jy na die woorde geluister het, en hy sê, dit is die een vir God wie ek saak maak. Hy is die een wat my sien. En vanoggend is dit my begeerte, dat jy sal besef dat God ons sien elke dag. En dat ons in hierdie week wat kom, die gesindheid van Jesus Christus sal openbaar. Moenie worry oor die glasies nie, ek het gereël dat hom kom haal by jou, so jy hoef nie vorentoe te bring om die glasies terug te sit nie. Jy kan net die glasie hou. My opnemer gaan by jou verbykom en die glasies opneem. Loof die naam van die Here. Loof sy wonderlike naam. Is almal klaar? Het almal klaar nagmaal gehad? Het dalk iemand gemis? Het iemand nie gekry nie? Iemand wat al buitekant was? Loof die naam van die Here. God is goed. Hy is altyd goed. Hy is altyd net goed. En die duiwel is 'n vyand. Hy wil jou negatief maak. Kom ons bly vanmôre, bly in die huis van die Here, ons bly in die wil van die Here, ons bly onder die krag van die Here. Loof sy wonderlike naam. Dit is nou op die tafel. Dankie my liefde. Loof die naam van die Here. Wie dit geniet, lekker om in die huis van die Here te wees, lekker om die Here se naam groot te maak. Ons gaan staan, ons gaan die laaste lied sing. Vanoggend, daarna gaan ons afsluit. En dan gaan ek net vra dat jy net vir 2 minute sit lekker neem. Ek wil net gou met julle gesels rondom dit wat ek aan die begin gesê het. Wat is die pad vorentoe en wat gaan gebeur van hier af vorentoe in die volgende paar weke. Is daar 'n paar goed wat gaan gebeur en ek wil graag dit met die deel, maar ek gaan dit doen na die tyd as ons klaar afgesluit. Dus staan saam met my asseblief. Ons gaan saam sing. Daarna gaan ek vir Corrie vra om ons te verdaag in die liefde van die Here. En dan vra ek asseblief, moenie loop nie, neem die sitplekke net. Ek gaan nie lank wees nie, net nog 'n uur. Moenie bekommer. Loof die Here, dankie Werner. En hy sal jou gee, die begeerte van waternis in jou en ons.
Thank you.